Wat is die steen wat tussen jou en jou wonderwerk lê? En is jy bereid vandag om iets te doen daaromtrent? Ek lees in die week ek 'n gedeelte uit Johannes 11 uit oor toe Jesus vir Lazarus toe Jesus vir Lazarus opgewek het uit die dood uit. Maar wat my toe opval van hierdie gedeelte is, net voordat Jesus vir Lazarus opgewek het, toe vra hy vir die mense rondom hom, weet al daai begrafnisgangers wat soontoe gekom het, gaan vra hy vir hulle, rol die steen weg. Hy sê in Johannes 11:39, hy sê, neem die steen weg. So ek lees toe na hierdie hele verhaal en ek kyk na alles en my kop bly die heeltyd gaan, maar die heeltyd steek my kop vas by hierdie gedeelte, neem die steen weg. En ek besef net daar, as daar nie iemand was wat bereid was om op te staan en die klip weg te rol nie, sou daai wonderwerk nie kon plaasvind nie. En dit was so asof daar binnekant my 'n ding toe nou wakker word van, is ek regtig bereid om iets te doen, om 'n verandering te maak in die posisie waarin ek is? Weet ek bid die laaste tyd, bid ek en ek vra die Here, ek en my man het hierdie ding wat ons die hele tyd Jabes gebed bid, elke dag wat ons probeer om dit te bid. Waar hy sê, Here, seën my daadwerklik. En as jy gaan kyk na die Griekse vertalings en al daai goed wat dit beteken, daai daadwerklik in die Engelse Bybel praat hy van, and bless me abundantly. En in my direkte vertaling oor na Afrikaans, seën my baie en vergroot my grondgebied. So wat ek en Morney nou die laaste tyd bid is, as ons bid, ons sê, Here, vergroot ons grondgebied. Maar nie net my grondgebied in dit wat ek het nie, maar my grondgebied in my bediening, my grondgebied by my werk, my grondgebied by ons besigheid, die grondgebied in my verhoudings wat ek het met ander mense, my grondgebied by elke persoon waarop ek 'n invloed het, vergroot my grondgebied en seën my daadwerklik daarin en weerhou enige onheil wat na my kant toe kom, sodat ek kan verkondig die woord van die Here. So hierdie is nou ons gebed. En in 'n mate binnekant my voel ek nog bietjie half ongelukkig, want dit voel of ek nie daai deurbraak kry na dit wat ek regtig wil hê nie. En ek lees hierdie gedeelte, of so 'n paar weke terug, is ek besig eendag om te gaan kla by die Here, want kyk, ons mag ons maar by die Here gaan kla, né? Want hy is ons pa, en net wat ek met my pa kan gaan praat, kan ek maar met die Here gaan praat en regtig sê wat binne in my hart is. En ek gaan kla en ek sê, Here, dit voel of ek net nie my deurbraak kry nie. En as ek kyk na ander mense wat nuwe Christene is, ek dien die Here al my hele lewe lank, en ek weet daar's 'n roeping op my lewe, en ek werk my self poerdus nardus, as ek dit so kan stel, om iewers te kom, om 'n verskil te maak, en partykeer voel dit vir my regtig soos werk, en ek weet dit moet nie soos werk voel nie, want ek doen dit vir die liefde vir die Here. Ek doen dit nie om myself te verryk nie, maar ek doen dit omdat ek ander omdat as ek dit so kan stel, ek bid altyd, Here, seën my, sodat ek ander mense kan seën. En hier kom ek op 'n plek in my lewe wat ek net voel, maar Here, ek kry net nie daai deurbraak nie. Ek kom het hierdie roeping vir my gee, het hierdie ding op my hart gelê om te kan doen, en dit voel net nie of deure vir my oopgaan nie. En ek praat met die Here oor hierdie ding, en die Here vra vir my, maar soek jy dit werklik? En dan praat ek nie net van soek ek dit nie, want ja Here, ek soek dit werklik. Maar dit is daai soeke, daai hongerte, wil ek dit regtig hê? Spandeer ek regtig soveel tyd met die Here? Doen ek regtig wat hy van my verwag in die Bybel? So dis hierdie heeltyd hierdie ding binnekant myself waar ek my moet gaan ondersoek, en ek sê ja Here, ek soek dit regtig. En ek gaan lees hierdie gedeelte in Johannes 11:39, en hy sê, rol die steen weg. En vandag, net soos wat ek vir myself moes gaan afvra het, maar wat is die steen wat lê tussen my en my deurbraak? Tussen my en daai deurbraak, wil ek jou vra, wat is die ding wat jy moet gaan doen in gehoorsaamheid aan God, wat
wat daai ding kan wegneem wat tussen jou en jou deurbrok lê. Want die Here wil vir jou daai deurbrok gee. Daar is 'n wonderwerk aan die ander kant van die graf. Daar is 'n wonderwerk aan die ander kant van hierdie steen wat daar lê. En partykeer is dit net nodig vir ons om aksie te neem. Dit vat my toe terug na die gedeelte in Johannes 5 vers 1 tot 17, waar die skrif waar Johannes daarso en gaan vertel van die verhaal van die man wat by die bad van Bethesda gesit het. Nou, en vir hoeveel jare lank het hy langs hierdie water gesit. En ek dink in 'n mate as ek myself kan instel of as ek myself kan voorstel, sien ek hoe sit hy daar langs die bad. En hy sê, Here, maar niemand wil my help nie. Ek sit hier en wag. Ek sien hoe die Gees besig om te beweeg deur genesing te gee vir ander mense en hoe die engele hierdie mense in die bad gaan tel, maar ek sit hier so en ek kry net niks nie. En ek sien myself hoe ons ook partykeer, hoe ek voel, maar ek is net nie goed genoeg nie. Ek wag dat iemand anderste na my toe kom om my woord gee. Ek wag dat iemand anderste kom en vir my deure moet oopmaak, terwyl die Here net eintlik vir ons sê, en spesifiek in Johannes 5 vers 5 in daai gedeelte sê, maar ek sê vir jou, of hy vra vir hierdie man, maar wil jy dit regtig hê? En hy sê, ja Here, ek glo U kan dit vir my doen. En net soos wat Martha of wat Maria gesê het vir Jesus in Johannes 11, sy sê, Here, maar as U hier was, sou hierdie nie gebeur het nie. En Martha sê op 'n stadium, sy sê vir die Here, Jesus, maar ek weet U kan 'n wonderwerk doen. En die mense langs hierdie graf sê hulle in my eie woord natuurlik, hulle sê, Here, maar as U dan die een is wat die siekes kon genees, en U kon die malaatses genees, en U kon geld gee, en U kon soveel wonderwerke verrig, hoekom kon die Here dan nie gesien het laat Lazarus gesond moet word, voordat hy die graf opeindig nie? Maar sien, selfs daarin was daar 'n planne. Want ons moes gesien het, dat die Here in staat is om dit te kan doen. Maar terug by hierdie verhaal van die man by die bad van Bethesda. Hierso gaan staan Jesus en hy vra die man, maar wil jy dit regtig hê? En hy sê vir Jesus, ja Here, ek glo dat U die geneesheer is. Ek glo dat U dit vir my kan doen. Ja Here, ek glo U kan vir my 'n wonderwerk bring. En Jesus sê vir hom, neem op jou bed, staan op en loop. En net daar, en jy sien, dit is hierdie ding wat ek die hele tyd sien. Vir ons om 'n wonderwerk te kry, moet ons aksie neem. Ons kan nie in 'n hoekie gaan sit en onsself bejammer oor alles wat verkeerd gaan in ons lewe en mense wat vir ons verontreg en mense wat ons in die rug steek of alles wat verkeerd gaan in die lewe nie. Die Here verwag van ons, staan op en loop en doen iets. So ek net so vinnig 'n klein getuienis, want ek weet my tyd raak minne. So ek vra vir die Here nou al hoe lank, doen net vir my iets groot. En die Here het hierdie droom binnekant in my lewe gesit om mense te kan help, om iets te kan beteken in mense se lewens, dat hulle kan ontwikkel, dat hulle die beste kan word wat hulle is. En 'n paar weke terug kry ek 'n oproep en die persoon sê vir my, ons wil graag hê jy moet ons help met hierdie ding. En ek sê, Here, ek is baie opgewonde om dit te kan doen, maar ek is nie ekoop om dit te kan doen nie. Ek is nie bekwame nie. Ek het nie al die geleerdheid om hierdie ding te kan doen nie. Maar ek sê vir die persoon, dit is reg, ek sal dit doen. En maandag begin ek toe nou met hierdie ding waarmee ek besig is en daar's net hierdie opgewondenheid binnekant my en dit is asof die Gees van die Here vir my kom sê, maar ek het vir jou gesê, rol net die steen weg. En weet jy wat, dit is wanneer jy die steen wegrol, wat die Here kan begin werk. En jou daai vermoë binnekant jou wat jy gedink het jy het nie, wat hy dit vir jou buitekant, wat hy dit vir jou moontlik maak om dit te kan doen wat jy nie gedink het jy kan doen nie. Want jy glo in die Here, net so wat ek in die Here glo. En my vaste vertroue is in die Here en ek is lief vir die Here en ek wil 'n verskil maak vir hom en ek wil 'n verskil maak in die mense se lewens wie ek raak. Kom sê die Here vir jou vandag ook, so wat hy vir my kom vra het. Wat is die steen wat in die plek lê tussen jou en jou wonderwerk? En ek wil vandag vir jou kom sê, net so wat ek hierdie vraag moes beantwoord in my eie lewe, wil ek vir jou kom vra. Wat is daai steen? En dan wil ek jou bemoedig, neem weg, of rol weg daai steen. Vat op jou bed, staan op en loop en sien
hoe bring die Here vir jou iets wonderlik en groot in jou lewe wat jy nooit oor kon gedink en droom het.